Soos ons nou reeds gehoor het, het Samuel 'n baie groot rol in Saul se lewe gespeel. Maar aan alle goeie dinge kom daar mos 'n einde. En so was dit dan ook met ou Samuel. Ons lees in 1 Samuel 12 dat Samuel op 'n stadium vir die hele Israel gesê het. Hy besef, na alles wat hy in sy lewe vir die volk Israel gedoen het, het die ouderdom hom nou ingehaal en die tyd het gekom dat hy hulle nou moes groet. Ons lees in 1 Samuel 12 vers 3 hoe dat Samuel toe vir die volk vra of hy enige een van hulle in sy lewe ooit benadeel het en of hy ooit omkoopgeld van enige mens aanvaar het. Toe daar nie een mens na vore gekom het om enige klagte oor sy lewe teen Samuel in te bring nie, het hy vir hulle 'n lang preek afgesteek. En in die preek het Samuel vir die volk daaraan herinner dat hulle daarop aangedring het om soos al die ander volke om hulle ook hulle eie menslike koning te wou hê, en dit terwyl die Here God tog hulle koning is onder wie se leiding en beskerming hulle nog altyd gelewe het. En so lees ons dan van vers 13 af in 1 Samuel 13 hoe Samuel daar vir die hele volk gesê het, hier is dan nou die koning vir wie julle verkies het en op wie julle aangedring het. Kyk, die Here het 'n koning oor julle aangestel. En as julle eerbied aan die Here betoon, en hom dien en na sy stem luister, en julle nie verset teen die bevel van die Here nie, julle sowel as julle koning wat oor julle regeer, dan sal die Here julle God by julle wees. As julle nie na die stem van die Here luister nie, en ongehoorsaam is aan die bevel van die Here, sal die Here teen julle wees, soos teen julle voorvaders. En toe sê Samuel vir hulle, staan nog net 'n rukkie en let op hierdie groot ding wat die Here voor julle oë gaan doen. Hoewel dit nie nou reëntyd is nie, gaan ek die Here aanroep, sodat hy donderslae en 'n stortreën gee. Kyk daarna en besef dan, dat julle in die oë van die Here 'n baie verkeerde ding gedoen het, deur vir julle 'n koning te vra. So het Samuel toe die Here aangeroep, en die Here het op daardie selfde dag donderslae en 'n stortreën gegee, en die hele volk, so lees ons in vers 18, het groot ontzag gekry vir die Here en ook vir Samuel. En toe die hele volk vir Samuel gesê, bid tot die Here u God vir ons, sodat ons nie sterwe nie, want by al ons sondes het ons nou nog boonop 'n verkeerde ding gedoen deur vir ons 'n koning te vra. Samuel sê toe vir die volk, moenie bang wees nie. Julle het nou wel hierdie verkeerde ding gedoen, maar nou moet julle net nie van die Here af wegdraai. Dien die Here met julle hele hart. Moenie agter afgode wegdraai nie. Hulle kan nie help of red nie, want hulle is niks. Terwille van sy groot naam sal die Here nie sy volk prysgee nie. Die Here het besluit om julle sy volk te maak. Ook ek sal nie teen die Here sondig deur op te hou om vir julle te bid nie. En ek sal julle aanhou onderrig gee oor die goeie en die reguit pad. Wees net gehoorsaam aan die Here en dien hom opreg met julle hele hart. Let op die groot dinge wat hy vir julle gedoen het. Maar as julle opsetlik verkeerd doen, sal julle sowel as julle koning uitgewis word. So met hierdie woorde het Samuel toe sy afskeidsboodskap gelewer. Hy was egter nog vir so 'n tydjie lank betrokke. Daarvan vertel ek volgende keer meer.